Goeiemôre, het is Paasvrydag van 2020 en ek dank die Here vir die geleentheid wat ons het om tegnologie te gebruik om met mekaar te praat en 'n boodskap te stuur. Ons ken die verhaal van die kruisiging baie goed. Ons hoef nie vanoggend die verhaal weer te vertel nie, ons ken die verhaal van gruwsaamheid, van onregverdigheid, van haat, van nait, om Jesus wat totaal onskuldig is, of onskuldig was, te kruisig, ter wille van my en jou sonde. En daarvoor ons is die Here ewig dankbaar. Maar terwyl ek voorberei het, het die Here op my hart gelê om iets spesifieks met julle te deel, baie kortliks. Sien, die probleem is wanneer ons 'n verhaal uit die skrif uit goed ken, baie goed ken, dan mis ons baie keer 'n gedeelte van die waarheid wat tot ons harte kan spreek. En terwyl ek voorberei het, het die Here dit op my hart gelê om met julle dit te deel. En ek dink die rede is dat die woord was vir my soos 'n spieël. Ek het myself gesien. Ek kon myself herinner aan baie situasies in my lewe waar dit wat ons nou gaan behandel waar geword het. En ek wil dit graag met julle deel, want dit is so van pas vir elkeen van ons. En dit is die gedagtes wat in Pilatus moes omgegaan het. Dit wat in sy hart omgegaan het, dit waarmee hy moes deel. En dan sien ons in Johannes 18 vers 38, die laaste gedeelte, sê Pilatus, ek vind geen skuld in hom. In 19 vers 4 sê Pilatus weer, in hom geen skuld gevind nie. Dan sien ons in vers 6 van Johannes 19, want ek vind geen skuld in hom nie. 3 keer sê Pilatus dat hy vind geen skuld in Jesus nie. Dit is die wetlike aspek. En in sy hart is hy oortuig dat hy is nie skuldig nie. Maar tog, in 19 vers 16, en toe het hy, dit is Pilatus, hom aan hulle oorgegee om gekruisig te word. En hulle het Jesus geneem en hom weggelei. En hom weggelei weg van hom af. Hy het toe omgedraai en volgens Matteus 27:24 het hy omgedraai en sy hande gewas in onskuld. Hy distansieer hom van hierdie besluit. Ek het gewonder, hoe kan 'n mens so oortuig wees dat iemand is onskuldig en tog om oorgee om gekruisig te word. En dan jouself verontskuldig in jou hande te was en sê ek is nie skuldig daarin nie. Wat gaan in 'n mens se harte? Miskien het Pilatus gedink aan sy posisie waarin hy is, miskien sy beroep sou hy moes prys gee, miskien sou hy gestenig word, miskien sou Rome hom gevange neem, miskien sou hy iewers verban word na 'n eiland toe. So hy was baie op die spel vir hom. Maar dit het alles gegaan rondom hom. Ek het gewonder, hoekom sou so iemand so iets doen? En ek het gewonder, hoekom het ek dit al gedoen? En ek het gewonder, hoekom doen jy dit? Wat is dit? En ek het die antwoord gekry. 19 vers 8. En toe Pilatus hierdie woorde hoor, het hy nog meer bevrees geword. Die skrif sê net dat hy was bevrees in die begin nie, maar dit sê dat hy het meer bevrees geword. Dit beteken dat daar was enorme vrees in Pilatus se lewe. Enorme vrees in sy hart. En as ek moes terugdink na die kere wat al hierdie stryd was, van ek weet wat is reg, weet wat die woord sê, ek weet wat is die oortuiging van my gees, die oortuiging van my hart, maar nogtans doen ek dit nie. Dan was dit wel vrees. En elkeen van ons sit dalk op 'n situasie of beland in 'n situasie waar jy werk saam met iemand wat glad nie in Jesus glo nie, glad nie in die woord glo nie. Selfs 'n ateïs, kry iemand wat baie onverskillig is met die woord, onverskillig is met die Here. En dan bly ons stil en ons trek hierdie Pilatus kleed aan.
waar vrees op ons kom sit. Ons is oortuig in ons hart van een ding, maar ons doen 'n ander ding. Of jy's in 'n vriendekring, en dit gaan jolig by die braai, en dit gaan jolig by die kuiers. Jy weet dat is reg, maar dit is vrees. Vrees vir verwerping, vrees vir mense, vrees vir wat hulle van jou dink. Wat se vrees ook al. En dan kom hierdie Pilatus ding op ons. En toe doen Pilatus iets interessant. Johannes 19:19, en Pilatus het ook 'n opskrif geskrywe. Hy het dit self geskryf. En dit op die kruis gesit. En daar was geskrywe, Jesus, die Nasareer, die koning van die Jode. Hierdie opskrif dan het baie van die Jode gelees, omdat die plek waar Jesus gekruisig is, naby die stad was. En dit was geskryf in Hebreëus, in Grieks en Latyn. En die owerpriesters en die Jode het vir Pilatus gesê, moenie skrywe die koning van die Jode nie, maar dat hy gesê het, ek is die koning van die Jode. En Pilatus, vir een oomblik in sy lewe, kry die moed, kry die oortuiging in sy hart. En hy gee hierdie antwoord. Wat ek geskryf het ek geskryf. Ek dink daar vir 'n oomblik het Pilatus se hartsoortuiging, dat die man met wie hy gepraat het, hierdie man wat in sy hande was, hier by hom was, wat hy laat geesel het, doringkroon laat opsit het, dit was Jesus, dit was die Christus, die Messias. En op daai oomblik, toe hy nog 'n laaste iets kon doen, sit hy hierdie bordjie op die kruis. Dis die koning. Ek dink ons moet hierdie Paasnaweek by 'n kruispunt kom, waar ons vir die Here sê, Here, weet jy, ek wil nie 'n Pilatus wees nie. Wanneer die situasie om voordoen, wil ek vir u kan opstaan. Ek moet die moed van my oortuiging, ek moet die geloof in u, ek moet die vertroue in u, kan opstaan. Vir u eer, vir u naam, vir u woord, vir u waarheid. Mag ons hierdie woord gebruik, Here. Mag ons hierdie woord neem, en wanneer ons daar buite is, waar dit rof gaan, waar dit donker is, mag ons lig laat skyn. Mag ons nooit ons lig onder maatemmers sit nie. Mag ons nooit van vandag af 'n geleentheid mis om die naam van Jesus hoog te hou, om die bordjie te skryf. Hy is die koning. Kom ons maak Jesus weer koning van ons lewe. 'n baie geseënde Paasfees verder, en ons stuur weer môre vir u 'n boodskap aan. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie vir u woord. Dankie vir u liefde vir ons. As ons na die kruis kyk, dan is die kruis deurdrenk van liefde. En ons wil vir u vra om ons aan hierdie woord te herinner, ongeag waar ons is, ongeag waar ons onsself bevind, in watter omstandigheid, dat ons u naam sal hoog hou, dat ons sal opstaan vir u waarheid, dat ons lewens tot ander sal spreek, as iemand wat Jesus volg, sonder pretensie, sonder veroordeling, maar dat ons u naam sal hoog hou, totdat u kom. Amen.